Laat dit nie die lippetaal wees nie, maar dat uit jou hart uitkom. U is heilig, Here. U is wonderlik, Here, daar is niemand soos U nie. U is hoog, U is verhewe. U is die God van alle gode, die koning van alle konings. Aanbid hom vanmôre, liggaam, siel en gees, en maak sy naam groot, en bring lof aan die koning van die eeue. Kom ons sing hy holy nog so 2 keer, terwyl ons dit doen, laat dit uit jou hart uitstroom na die Here toe. Vergeet die een langs jou, vergeet die een voor jou, agter jou, waar jy is, en konsentreer op hom, op Jesus ons verlosser, en aanbid hom vanmôre met alles wat binne in jou is. Al u guns en die oorvloed gebring, sodat ons in oorwinning en u guns kan leef. En ons dank u vanmôre daarvoor. Ons eer u vanmôre daarvoor. En Here, ons is hier omdat ons u lief het. U het ons eerste lief gehad, maar ons het u lief, Here. En ons sê vir u dankie vir al u liefde en al u guns en u groot genade. Dankie, Here, dat dit met ons goed gaan. Dankie, Here, dat u seën met ons is. Maar daar is ook vanmôre hulle wat siek is, Here. Ek dink spesiaal aan Talita waar sy is. Ek bid, Here, dat u 'n ingryping sal maak op hierdie môre. Hierdie môre het u gekom en u het met u bloed sonde weggewas van die wêreld. U het die mag van siekte gebreek. U het die mag van ongeregtigheid gebreek. U het oorwinning gebring vir hulle wat op u vertrou en hulle harte op u gerig is. Ek bid vanmôre dat u deurbreek na haar vanmôre, Here, en dat u vir haar oorwinning sal bring. Ons spreek genesing oor haar uit. Ons spreek u guns oor haar uit, omdat ons die reg het om dit te doen. Want dit is wat u kom doen het, om vir ons genesing en guns te bring. Nie net vir ons siele nie, maar ook vir ons liggame. Elkeen wat vanmôre pyn het, Here, bid ek dat u dit sal wegneem en dat dit met u vrede vervul sal word en dat hulle hartseer in blydskap sal verander en laat hulle ervaar u is 'n God van naby en nie 'n God van ver nie. Ek dank u vanmôre daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen. Baie dankie. Julle kan maar sit. Ek het besluit ek wil vanmôre eers gou die nagmaal doen. Ek gaan vra dat my vrou vorentoe kom en laat sy hier by my kom staan. Asseblief, sy het 'n gedig geskryf oor die kruisiging, of sy kan dit vir ons kom lees en daarna gaan ons weer aan. Julle kan solank julle Bybels oopmaak in Johannes 6, Johannes 6 vers 53. Die Here het my hierdie gedig gegee oor deurposte. In Eksodus 12 vers 7 staan, en hulle moet van die bloed neem
en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrimpel aan die huise waarin dit eet. Met hyssop wil ek aan die deurposte van my hart bloed smeer en onthou dat hy gehoorsame deur sy lyding moes leer. 'n vlekkelose offerlam vir elke vuile sondaar uit liefde gebring. En daaroor wil ek in dankbaarheid neerknie en jubel sing. Daagliks my volle wapenrusting aantrek om staande te bly en geen duiwel, owerhede, magte en duisternis vat kan skry. Losgekoop uit 'n ydelle lewenswandel deur sy kosbare bloed. Die engel sal verbygaan uit eerbied vir die bodrimpel se soet. So ons het 'n volmaakte offerlam vanmôre. 'n lam wat vir ons sondes gekruisig is. En vanmôre wil ek vir Jesus sê, baie dankie dat hy ook vir my sonde aan die kruis gesterf het. Toe ek nog in die wêreld was, het hy vir my kans gesien en hy het sy kosbare bloed vir my gestort. So ek wil vir julle aanmoedig, die van julle wat nog nie by Jesus is nie, is die beste plek om te wees. En vandag is die ideale dag, want hierdie dag gedenk ons Jesus se kruisiging. En hierdie dag is vir ons 'n goeie Vrydag, vir ons Christene. Dis nie vir ons 'n swart Vrydag nie, dis vir ons 'n goeie Vrydag. Want ons weet, iets goed het gebeur, want Jesus het vir ons die hemel kom oopmaak. Baie dankie. Goed hier by mekaar gebeur. Ek wil by hierdie geleentheid vir julle lees hier in Johannes 6 van vers 53. Soos Gideon gesê het, dat soos wat die Here daar 'n lam geoffer moes word, is Jesus vir ons geoffer. Hulle die lam hulle moes die nag moet Pasga, moes hulle 'n lam slag, hulle moes dit aan die deurposte smeer. En dan het die doodsengel verbygegaan, maar waar hy die bloed van die lam gesien het, daar het hy verbygegaan. En so as Jesus sy bloed by ons sien, dan kom hy na ons toe. Dan bring hy sy seën vir ons en sy oorvloed vir ons. En is ons bevoorreg om deel te wees van hierdie wonderlike groot seën van die Here. En daarom sê Jesus vir sy disippels in Johannes 6 vers 53. Hy sê, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag. Want my vlees is waarlik spys en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Hy het vir ons alles kom gee. Hy het vir ons sy lewe kom gee. Hy het vir ons sy bloed kom gee. Hy het nie hierdie dinge gedoen omdat hy dit moes doen nie, omdat hy dit wil doen. Hy het dit gedoen omdat hy liefde is. Die Bybel sê God is liefde. En liefde kom nie om te oordeel nie, liefde het gekom om te seën. En dit is so, God het 2 kante. God is ook 'n God van verterende vuur, maar hy is ook 'n God van liefde. Maar die liefde van die Here het na hierdie wêreld toe kom neerddaal. En hy het vir ons alles kon gee wat hy kan. Hy het ons nie moet geld kom koop nie. Hy het ons ook nie moet goud en silwer kom koop nie. Hy het ons kom koop met sy kosbare bloed. Wat 'n voorreg om gekoop te wees deur Jesus Christus, die seun van God, om deel te word van hierdie wonderlike koninklike familie. Daarom sê die Bybel, ons is konings en priesters van ons God. En as jy vanmôre daar sit en jy neem hierdie brood en jy drink hierdie wyn, dan besef jy, ek is 'n koningskind. En al die seëninge wat op Abraham was, het deur Jesus Christus na ons toe gekom. En ons is bevoorreg om geseën te wees as gevolg van hierdie offer wat vir ons gebring is. Hulle beeld dit baie keer uit as iets so verskrikliks. En dit was verskrikliks, maar hierdie offer het vir ons lewe gebring.
Toe Jesus sterf, toe ontvang ons lewe. Toe hy die sonde wegvat van hierdie wêreld, toe stap ons vry uit die ander kant. Wat 'n wonderlike voorreg. En daarom skaam ek my nie om kind van God te wees nie. Daarom skaam ek my nie om te sê Jesus is die redder nie, en die verlosser en die vrymaker van hierdie wêreld nie. Daarom neem ek van hierdie brood en ek eet dit, en ek sê dit is sy liggaam wat ek eet, sodat sy naam verheerlik kan word. So kom, wanneer jy dit vanmôre neem, dan sê jy, Here, wanneer ek hierdie broodjie eet, dan dink ek aan die liggaam van Jesus wat gebreek is, stikkend gebreek, sodat ons kan leef, sodat daar genesing na ons toe kan kom. As daar siekte in jou liggaam is, dan sê jy, Here, soos ek vanmôre hierdie brood breek hom eers middeldeur, dan sê jy, Here, U is vir my gebreek, sodat ek heel kan word, en dan eet jy hom vanmôre, en jy sê, Here, ek eet U vlees. En wanneer jy vanmôre hierdie wyn drink, dan sê jy, Here, dis U bloed wat ek in my indrink, want ek wil deel van U word. Dis die verbond wat U met ons gesluit het, en ek wil deel wees daarvan, sodat U naam verheerlik kan word, en ek U guns in hierdie wêreld kan toon, en dat die blydskap my siel kan vul, en ek so vol van die guns en die oorvloed van die Here kan wees. Voor ons dit neem vanmôre, kom ons bid net. Vader, dankie dat ons deel van U kan wees. Dankie dat ons van U vlees kan eet en van U bloed kan drink. Dankie, Here, dat U ons deel van U maak as ons hierdie brood eet en hierdie beker drink. Dankie vir U bloed wat vir ons gevloei het. Dankie, Here, vir hierdie wonderlike voorreg om deel daarvan te wees. Wanneer ons dit vanmôre gebruik, dan doen ons dit in oorwinning wat U vir ons gebring het, sodat ons kan leef in U oorvloed. En ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Vat vanmôre die broodjie, neem dit en eet dit soos jy wil. Jy kan dit breek of nie, as jy siekte in jou liggaam, dan breek jy dit en sê, Here, so is U liggaam vir my gebreek. En gaan ek dit breek vanmôre, sodat jy die siekte in my liggaam kan breek, en die oorwinning van die Here kan kom. Nadat hy geëet het, het hy gesê, dat hy hulle die wyn gegee en gesê, dit is my bloed wat vir julle gevloei het. Ek gee dit vir julle verniet, om julle te reinig, sodat julle skoon kan wees voor my. In die Ou Testament het die bloedoffer die sonde bedek van die diere, maar in Christus se bloed kom vat ons sonde weg. Hy gooi dit in die diepte van die see. Daar waar niemand daarby kom en hy sit 'n bordjie daarop, no fishing. Moenie teruggaan so toe, laat dit wegbly van jou af. Drink vanmôre hierdie wyn en sê, Here, dit is U bloed wat vir my gestort het. Baie dankie daarvoor. Ons sê vir U dankie daarvoor, Here Jesus. Baie dankie. Mag U alle lof en alle eer ontvang. Dankie dat ons U kinders kan wees. Dankie daarvoor. Ons kan dit nooit genoeg sê nie. Ons kan dit nooit genoeg bely nie. Ons kan nooit genoeg sê dankie daarvoor nie, want U was so goed vir ons. U ontvang al die lof en eer in Jesus naam. Amen. Nou kan julle julle Bybel saam met my oopmaak daar in Hebreërs, die 4de hoofstuk, gaan ek vir julle lees vers 14, 15 en 16. Wat het gebeur toe Jesus gesterf het op die kruis? Wat is die voorreg van ons toe Jesus vir ons op die kruis gesterf het? Lees dit vanmôre gou saam met my. Hebreërs 4 vers 14. Hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swak en niere kan lye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde.
Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Is dit nie wonderlik nie? Om op die regte tyd gehelp te word. Die Here het gekom om ons te kom help. Ek wil vir julle dieselfde vers in die Amplified lees, ek het in Afrikaans vertaal, die 16de vers, laat ons dan met die voorreg en met vrymoedigheid en sonder vrees die troon van genade, dit wil sê die troon van die onverdiende guns van God nader, sodat ons barmhartigheid ontvang vir ons mislukkings en sy wonderlike liefde kan vind, genadig om te help in die tyd van nood. 'n gepaste seën kom net op die regte tyd. Hy het gekom om ons te seën en ons moet die vrymoedigheid vat om in te gaan by die troonkamer van God. Ons doen dit nie op ons geregtigheid nie, maar ons doen dit op die geregtigheid van Jesus Christus. As ons moet wag, dat ons die dag perfek en 100% is, gaan ons lank wag. Jesus het gekom, hy het sy bloed gegee, hy het sy liggaam gegee, hy het vir ons gesterf, hy het vir ons die volmaakte offer geword, en as ons lewe aan hom oorgee, dan kom ons in sy geregtigheid. Dan kom ons na hom toe met dankbaarheid in ons harte vir dit wat hy gedoen het, en ons gaan in by die voorhangsel van God deur die bloed van Jesus, en ons word deel van die goddelike familie, en ons kan gaan haal wat ons wil hê. Ek sê baie as ek na my kinders in my huis, hulle kom nie daar by die yskas en dan kom vra hulle vir my, mag hulle dit kry nie, hulle maak oop. En hulle kom en hulle vat wat hulle wil hê. En as daar niks is nie, dan staan hulle nog vermetel daar, en dan sê hulle, is eers niks in die yskas nie. En dan vlieg hulle maar daar weg met 'n groot spoed, en dan jaag sy hier af, en hulle behaal sy en sy koop wat hulle wil hê. Nie altyd rommeisie, want daar eet ek saam. En dan sit sy dit daarin, sodat hulle kan eet, en in guns en in die oorvloed van die Here kan leef. En dis wat hy vir ons gegee het. Hy sê ons moet met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Ons moet nie bang wees nie. Kyk, jy kan vir die Here niks wegsteek nie. As jy verkeerd gedoen het, dan bely jy dit voor die Here. Sê jy, Here, ek het verkeerd gedoen. Here, ek het sonde gedoen. Was my met u bloed, reinig my, maak my skoon, en dan kom jy met vrymoedigheid na hom toe. Ek dink baie keer, wag jy so 'n bietjie voor en dit doen, dat ons so 'n bietjie swaar kan kry. Dan kry ons nie daai blydskap in ons harte terug nie. Kyk, toe Moses berg uit is om die kliptafels te gaan haal, die wet, het die Here vir hom die kliptafels gemaak, hy het vir hom geskryf op die kliptafels, alles, en Moses is 40 dae by die Here op die berg, en hy kom af, en toe hy sien die volk het in sonde verval, toe vat hy daai goed en hy gooi hulle stukkend van kwaadheid. Toe sê die Here vir hom, nou kom jy weer op, gaan lees die geskiedenis, maar nou kap jy die klippe, en dan sal ek vir jou skryf op daai goed, die wet weer. Nou baie keer laat jy ons so 'n bietjie klippe kap, dat ons kan hoor, dat ons kan luister, dat ons kan ontslaa raak van hierdie herhaalde goed wat ons so verkeerd doen, maar ons het die voorreg om met vrymoedigheid die troonkamer van God in te gaan, en saam met hom in oorwinning te leef. Ons het nie nodig om te vrees nie. Ons het nie nodig om bang te wees vir hom nie, want ons is sy kinders. As ons nou kyk hier in Johannes 9:30, en toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Daar word baie keer gesê, Jesus het gesterf. Toe ek dit nou die dag lees, toe tref dit my. Die Bybel sê nie Jesus het gesterf nie, hy sê, hy het die Gees gegee. Hy het die Gees uit hierdie liggaam gegee, maar hy is in die onderdele van die aarde in, waar hy die sleutels van die dood en die doderyk by die duiwel gaan wegneem het, en gesê het, gee dit hier, dat ek my kinders kan loskoop uit jou mag en uit jou ongeregtigheid, dat hulle in vrede en in dankbaarheid saam met my kan leef, en dat hulle kinders van my kan wees, en jy geen hou vas oor hulle meer kan hê nie, maar dat hulle in vryheid kan leef. Die Here het gekom om vir ons vryheid te gee, om saam met hom te leef, en in oorwinning saam met hom te leef. So ek wil julle sê, gaan met vrymoedigheid
na die troon van die genade. En moenie bang wees nie, want die Here het vir ons 'n volmaakte verlossing en vrymaking gebring. Ons het nie nodig om te vrees nie. Romeine 4 vers 1 sê, na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel, en die eerste engel wat ek soos 'n bassein met my hoor spreek het gesê, kom op hierheen, ek sal jou toon wat na hierdie dinge sal gebeur. Hy nooi vir Johannes uit. Hy sê, kyk, daar's vir jou 'n geopende deur gegee. Ekskuus, en hy roep, en hy sê, kom op hierheen na my toe, dat ek jou kan toon wat gaan gebeur. En ek wil vanmôre sê, toe Jesus op daai kruis sy gees gee, toe gee hy vir ons 'n geopende deur tot binne in die troonkamer van God. En hy sê, kom op hierheen, sodat jy kan ontvang en kan sien wat het ek vir jou op aarde gedoen. Dat jy kan sien die oorwinning waarin jy kan leef. Ek word baie keer so ongelukkig as ek hoor kinders van die Here sê, ag, ek is ook mos maar net 'n sondaar. Dan sê ek, hoe is dit moontlik? Ek was 'n sondaar. Ek is gewas in die bloed van die lam. My naam is geskryf in die boek van die lewe en ek leef in oorwinning in Jesus se naam as kind van God. En ek doen verkeerde dinge, maar as ek met vrymoedigheid na hom toe gaan, my sonde bely, is God getrou en regverdig om my van alle ongeregtigheid te reinig en my weer met hom te verenig, sodat ek kan opkom in sy heerlikheid en saam met hom kan leef. Weet jy wat bring ons daar? Gebed bring ons daar. As ons die Here begin soek, daagliks, as jy vir jou tyd maak, die Here begin soek, sal jy uitvind, maar jy begin in 'n ander sfeer in beweeg. Jy sal uitvind, maar ek begin opkom voor die troon van God en ek ervaar die grootheid en die oorwinning van die Here en ek het nie nodig om gebuk te gaan onder hierdie dinge wat in hierdie wêreld aangaan nie. Ek leef bo oor hulle, want ek het 'n ander toekoms, ek het 'n ander verwagting, ek leef uit die gees van die Here en ek leef uit die oorwinning wat die Here ons gegee het. Ons kan met vrymoedigheid gaan na die troon van genade, sê daai 16de vers van Hebreërs 4. Kom, ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, want Jesus het vir ons die deur oopgemaak, 'n geopende deur gegee. Kom op hierdie my kind, ek wag vir jou. Weet jy wat skryf Paulus? Hy bevestig dit. Efesiërs 2 vers 6. Hy sê, en ek sit en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Is dit nie mooi nie? Hy sê saam opgewek en ons sit saam met Christus Jesus in die hemele. Ons is deel van sy koninkryk. Ons is deel van hierdie oorwinning en ons is deel van God se guns en vrede wat hy vir ons gebring het. Die 7de vers sê, sodat hy in die eeue wat kom, nadat hy daar van die kruis af gekom het, in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemendheid van sy rykdom, van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Jy moet sorg dat jy in daai vrymoedigheid van die Here bly om in te gaan na sy troon toe, sodat jy in oorwinning kan leef, sodat jy in hierdie eeu waarin jy leef kan betoon die grootheid en die krag en die guns wat God gebring het toe hy gesterf het op die heuwel van Golgotha. Ons laat ons so maklik bang maak deur goed wat hier om ons skree. Ons word so maklik bevrees oor goed wat gebeur. Ons is so bang, Here, want dit gaan gebeur en dat gaan gebeur. Ek wil vir jou sê, hier kan gebeur wat wil gebeur. Ek leef in oorwinning in die naam van Jesus. Ek vrees nie, wat kan 'n mens my doen? Ek het 'n God wat vir my gesterf het, wat my opgestaan het. Die hemel is oopgemaak. Ek kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Ek kan my saak voor hom gaan stel en hy bring vir my oorwinning. En ek kan instap in hierdie eeu en vir mense sê, Jesus leef en hy het opgestaan en hy's hier om jou te seën. Hy's hier om jou aan te raak. Hy's hier om sy bloed vir jou te laat vloei. Gryp dit vas en kry die oorwinning in die naam van Jesus. Die Bybel sê in Johannes 1 vers 16, lees hierdie mooi ene, en uit sy volheid het ons almal ontvang, ja,
genade op genade. Uit sy volheid het ons dit ontvang. Nie uit my volheid nie uit 'n kerk se volheid nie uit 'n mens se volheid nie, maar uit die volheid van Christus Jesus het ons ontvang genade op genade. In 'n ander vertaling word Bybel genade vertaal as onverdiende guns. Ons kry onverdiende guns by die Here, omdat hy vir ons hierdie weg opgemaak het tot by die troonkamer van God. Ons is baie kere, wil ons so graag ons eie weg maak. Ons wil werk vir wat ons wil hê. Die lewe werk so, ons is van kleins af geleer. As jy nie leer nie, dan gaan jy nie jou toets slaag nie, en dan leer ons, en dan werk ons, en dan kry ek 'n prysie, en dan stoot ek my bors uit. En ek is so bly, en ek is so dankbaar. Jesus het hy prys vir ons betaal. Hy het hom vir ons betaal. Hy het vir ons die volheid gegee. Al wat hy van ons verwag is, kom met vrymoedigheid na my troon toe. Kom lê jou lewe voor my, en ek sal jou uitsorteer, en ek sal jou guns gee, en jy sal oorwinning saam met my kan leef, en jy sal die genade en my guns en my heerlikheid ervaar. Jesus is die groot helper. Hebreërs 10:38, hy het die land deurgegaan, hy het goed gedoen, hy het almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Die melaatse kom daar, in Matteus 8, kom hy by hom, hy sê vir hom, as u wil, kan u my reinig. Hy kom skop sommer die deur oop. Hy sê, Here, as u wil, kan u my reinig. En Jesus kyk hom so, hy sê, ek wil, word gereinig. En die Here maak hom gesond, moet vrymoedigheid, kom stap hy daar in, hy mag nie daar kom nie, hy is melaats, hy moet eenkant in die grotte gaan bly, maar hy sê, ek sal nie daar bly nie, ek sal met vrymoedigheid by die troon van God ingaan, ek sal nie vrees nie, ek sal na hom toe gaan, en hy sal my help. Dit is wat hy vir ons kom doen het, sodat ons in oorwinning saam met hom kan leef. Daar's mense in die Ou Testament, wat al hierdie goed raak gesien het, wie die profeet Jesaja, hulle sê mos Jesaja is die evangelie van die Ou Testament. As Jesaja gaan lees, dan sal jy sien, hy seker die profeet wat die meeste geprofeteer het oor die eerste koms van Christus, oor toe hy, oor sy kruisiging en oor al hierdie goed, het hy die meeste daarvan gepraat. Hy sê daar in Jesaja 60 vers 19, jy weet, as ek hierdie goed lees, dan sien ek nou hoe sit die ou profeet, en hy wil nou vir die mense verduidelik wat hier in sy hart aangaan. Hy wil nou vir hulle sê wat hy sien. Hulle sit hier in die ellende, hulle sit vasgemaak onder die wette en reëls van mense. Hulle sit en hulle sê hulle dien die Here, dat die sweet loop hulle later af, so ernstige sake het dit vir hulle geword. Nou sit hierdie man en hy kyk hierdie mense wat so sukkel om te werk vir hulle geregtigheid. Jesaja 60 vers 19, hy sê, die son sal bedag jou lig nie meer wees nie, en as glans sal die maan vir jou geen skynsel gee nie, maar die Here sal vir jou wees 'n ewige lig, en jou God sal jou sieraad wees. Hy sê, man, ek sien iets anders. Ek het 'n geopende deur na die Here toe, en ek kan na hom toe gaan, en oor my skyn die son van geregtigheid. Oor my skyn die seën van die Here, want ek gaan in na die Here toe, en ek werk met homself. Hy sê daar, kyk hoe mooi sê Jesaja 61 vers 3. Hy sê, hoekom het hy hierdie ding vir ons kom doen? Hoekom het hy gekom en vir ons gekom sterf? Hy sê, om vir die trerendes in Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugdeolie vir treurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n slae gees, sodat hulle genoem kan word tere bunte van geregtigheid, 'n planting van die Here tot sy heerlikheid. Gaan in deur die troon van gaan met vrymoedigheid na die troon van God. Klim op na hom toe. Hy sê vir hy profeet, kom op na my toe, dat ek jou kan toon wat ek vir jou gaan doen, en dat jy my heerlikheid kan sien. En daarom leer hy ons die disippels bid. Hoe het hy aan die begin leer bid? Hy het vir hulle gesê, laat
u koninkryk kom soos in die hemel, net so ook op die aarde. Die oorwinning wat daar is in my hart. En ek is hier binne in hierdie maalkolk van ongeregtigheid, stap ek met die geregtigheid van God, want ek moet vrymoedigheid dit gaan haal by die troon van God, en ek het opgeklim tot by die heerlikheid van die Here. En dan sê ek, die profeet Esegiel op 'n plek, hy sê, ek het aan my kuifhare opgetel, en toe het hy my gevat tot by sy heerlikheid, en my gaan neersit op 'n plek. Nou lyk my baie ouens, dit maar nie baie kuiwe wat jy kan afvat nie, maar die Here sê, jy sommer so aan jou kop vat, en jou optel, en jou bring in sy heerlikheid. As jy met vrymoedigheid na hom toe kan gaan, sal jy die heerlikheid van God ervaar, en jy sal besef, dat jy is deel van hom. As jy daai besef by jou gekom het, verander jou lewe. As daai besef by jou gekom het, vrees jy nie meer nie. Dan is daar net vir jou een ding, en dis Jesus Christus, sê Paulus, en hom as gekruisigde. Hy sê, ek wil niks anders onder julle weet nie, as net hierdie een ding, Jesus Christus en hom as gekruisigde. Hy sê, julle geloof moet nie die wysheid van mense bestaan nie, maar dit moet bestaan in die betoning van gees en krag, sodat die mense se geloof nie die wysheid van mense is nie, maar in die krag van God. Kyk, het staan iewers daar in 1 Korintiërs, ek weet nie presies waar nie, staan hierdie woorde, dat hy wil hê, ons moet hom sien, sy heerlikheid ervaar. Ons moet besef, ons lewe is uit Christus en nie uit ons nie. Hy sê vir hulle in Openbaring 7 vers 16, hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie, en nooit sal die son of die hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy, en hulle na lewende waterfonteine lei, en God sal die trane van hulle oë afvee. Man, dit is wonderlik om te leef in die guns van die Here. Ek het al gesien mense, die ellendigste goed tref hulle, maar hulle behou die blydskap van die Here. Ek het al gesien die vreeslikste goed gebeur, maar hierdie mense vrees nie. Hulle staan in die krag en die oorwinning van die Here, en hulle stap aan die ander kant uit as meer as oorwinnaars, want hulle gaan met vrymoedigheid na die troon van genade. Al onthou jy net hierdie een vers vanmôre, Hebreërs 4 vers 16, wat die volgende sê. Hy sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan vind, verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Al wat jy moet doen, is uithou en aanhou. Al wat jy moet doen, is nie opgee nie. Gaan net aan. Die Here sal jou help. Hy het die belofte gemaak. Hy het die hemel opgemaak. Hy het vir jou die prys betaal. Ons probleem is, weet jy wat is die probleem van hierdie wêreld? Dit gaan te goed met ons. Die Here het ons so geseën, dat ons geloof in ons seëninge begin kom het, en nie in God nie. Dis die probleem van hierdie wêreld. Ek weet nie hoe kry mense dit reg, om te sê hulle het nie werk nie, hulle het nie geld nie, maar hulle bly dronk. Ek weet nie hoe kry hulle dit reg nie, waar kry hulle geld om te koop, hoekom koop hulle die kos nie? Dit gaan te goed. Hopeloos te goed, dit gaan te goed met ons. Ons kla met die witbrood onder die arm, sê die spreekwoord. Die seën van die Here is by ons, en ons bly aan kla, en ons bly aan murmureer. Kom ons gaan met vrymoedigheid die troon van genade, en ons sê, Here, hier is ek, maak my 'n seën. Jy sien, ons moet so 'n bietjie verder gaan. Ek wil nog nie dag praat oor verder gaan. So 'n bietjie verder gaan. Ons moet ophou bid vir die seën. Ons moet sê, Here, ek wil 'n seën wees. Here, ek wil die antwoord wees. Here, ek wil hê, u guns moet in my hart so uitgestort word, dat julle mense wat om my kom, moet die blessings en die seën van die Here ervaar, en ek moet dit kan raak sien, sodat u guns uit my kan uitvloei, en u vrede en die heerlikheid by my kan wees. As ons daar gekom het, jy sien ding so 'n bietjie aan jou gebede. Dis een groot, hoe sê die werkers daar op die plaas, as ons hulle grocery bring, een groot grocery lys. Here doen dit, Here doen dit, Here doen dit, in plaas dat jy sê, Here, ek kom met vrymoedigheid na u toe vanmôre, en met die bietjie wat ek het, gee vir my wat ek kan doen. Waar wil jy hê moet ek u hande wees? Waar wil ek hê moet ek seën vanmôre? Waar wil ek hê moet ek u guns aan mense kom uitstort? Waar wil ek hê moet ek hom goed doen? Ek het 'n vriend wie die getuienis vertel, gebeur so 'n maand terug met my,
jarelange vriend, ons het saam groot geword in die kerk. Hy het sy been verloor in 'n motorongeluk, wat nie sy skuld was nie. 'n Dronk ou het oor 'n robot gery en hom geslaan van vooraf en hy het sy been verloor. En hierdie ding het hom geweldig hard getref. Mooi kind van die Here. En hy sit in 'n negatiewe toestand. En toe betaal die padfonds na jare vir hom uit. En hy vat die geld en hy gaan belê dit nou by hierdie ouens wat so baie geld gee, dat jy moet tog voor besop. Want al hier soveel ongeregtigheid in die wêreld. En na 2 jaar toe verloor hy alles, toe hy niks, toe sit hy daar. En hy weet nie links nie en hy weet nie regs nie. En ek kom by hom by sy huis so 'n tydjie terug. Ek werk eendag aan Trawal, hy is op Lammersbaai. En die Here sê vir my, ry na hom toe. Ek sê, Here, maar ek weet nie nou eers tyd nie. En ek draai daar om en toe, hier kom toe, ry ek sommer, vat ek die pad, toe die Gees my nou al so gedryf en nou ry ek daar toe. En ek kom daar by hom en ek sê vir hom, Jene my vriend, hoe gaan dit met jou? En ek sien hierdie man is in 'n toestand, hy het in 'n ander huisie ingetrek. Sy kinders betaal sy huur, want hy kan dit nie betaal nie. Hulle het niks. Hulle is in 'n toestand en die Here sê vir my, gee hom geld. Ek sê, Here, maar ek moet so baie goed om te betaal. Jy weet nou, ek in die Here en ek is nou daar. En dan ek moet nog dit en dit en dit en ek weet nie wat ek aan die einde van die maand gaan kry nie. Kyk, ek werk vir kommissie, ek het nie 'n pyn nie. En so moet ek nou sit ek en wat gaan ek doen? Hoe gaan ek maak? En so kom ek sê vir hom, WhatsApp net julle rekeningnommer vir my. Nou kom ek nou kan die Here my al sover wat ek sal gee, maar nou stry ek oor die bedrag. Here, hoeveel, nee maar is dit nie te veel nie. Nou kom die som op my kop. En dan word ek nogal baie keer so weer sê, Here, moet nie so gee nie, die Here gee my 'n bedrag. En ek vat daai en toe ek by die huis kom, toe voor ek nou nog meer kan stry en alles, toe vat ek vat my foon en ons het mos al hierdie lekker goeders wat jy deesdae kan gebruik en ek vat die rekeninge op en ek betaal vir my geld in sy rekening in. Jy weet en ek toe het klaar gedoen het, toe voel ek so kalm. Ek sê dankie, nou is dit ook agter die rug, vergeet wat gaan gebeur. En weet julle, hy bel my 'n dag later en hy sê vir my, weet jy wat, as ek nie hierdie geld gekry het nie, het hulle my hierdie huis uitgejaag. Dit was perfek die regte hoeveelheid. Baie dankie, ek waardeer dit. En 'n maand later, toe maak die Here vir my deure oop, wat ek nou al jare teen staan en beklei, en opbeer, en opsukkel, en sukkel om hulle op te kry, en sukkel om hulle op, maar kry hulle nie op nie. Toe gaan ons so net so. Ek dink, hier is ons so eenvoudig. Maak net soos die Here sê. Want daai môre het ek gebid en gesê, Here, laat ek 'n seën wees. Toe vat ek my om 'n seën te wees. Toe moet hy my nog dryf omdat ek 'n seën kan wees, want ek hoor so swaar. Ek wil vanmôre vir julle sê, kom, besef, jy kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Met groot vrymoedigheid kan jy gaan. Die Here wil jou help. Hy wil jou seën. Hy wil jou gebruik. Jy sê, ja, maar ek kan nie dit nie, ek kan nie dat nie. Jeremia het gesê, ek is te jonk. Ek kan nie praat nie. Hy sê, gaan net. Maak soos ek vir jou sê. Vir Jesaja het hy 'n koelvuur gevat en sy mond aangeraak. En daarna, hoe kyk gou daar van Jesaja 6, dink ek 6 of 9, waar iewers in Jesaja het hy met 'n koelvuur sy lippe aangeraak. Toe sit 'n ander profeet, toe profeteer hy anders dan. Toe praat hy nie mooi nie, toe praat hy reguit. Toe sê hy, so sê die Here, so moet julle maak. Julle is ongeregtigheid, soek die Here en die seën van die Here sal met julle wees. Kom, ons gaan met vrymoedigheid na die troon van God. Jy het vrymoedigheid om na die troon van God toe te gaan. Jy het nie nodig om te vrees nie, want die Here is met jou. Prys die Here. Ek het hier 'n broer. Hy kom sit altyd 'n stempel op wat ek preek. Lees goed daar broer. Ja. Nee, ek maak hom. Môre almal. Okay, ek gaan seker. Okay, hallo. Jy moet toe maar los met daai. Hy kom so weer. Nee, as ek nou mooi luister na wat hom Dani sê, dan vat dit my terug na een ding toe en wat sê Matteus 6:6 sê, kyk na die voëls van die hemel. Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie bymekaar en skeer nie. En tog voed die hemelse Vader hulle. En is hulle nie maar baie meer werd as dit en ek dis so al vir my soos as alles. Hulle meer vrymoedigheid as ek en jy by. Nee, maar ek is net so baie vrae om te dink myself te vra wat om daar nie preek en as mens daai vat, ja, wat is jou antwoord? Dit is wat ek dink. Okay.
Dankie baie vir die tyd. Dankie man. As wat hy sê, hulle het vrymoedigheid om in die vroegmôre hoor jy hulle. Ek is nou wat lyk om vroeg op te staan. Die Mara, daar krak my nek baie keer as ek daar bestoel sit, maar dis niks wat ek al 'n seën van die Here lank al gekry. Moet vroeg opstaan, dan kry jy die heerlikheid van die Here, maar as jy alleen, as jy nie ander stemme nie. As dan hoor ek die voeltjies in die boom, kwik, begin hulle as dit begin lig word. As ek in die voels, dan ons met vrymoedigheid besig met die Here. Dan ontvang ons die seën van die Here. Dan kry ons oorvloed by hom om die dag te gaan los by ander, sodat die guns van die Here met ons kan wees. Here, dankie dat ons soveel guns van U ontvang het. Dankie dat U vir ons gesterf het op daai kruis. Dankie dat U vir ons oopgemaak het om in te gaan tot by die troonkamer van ons God. Ons hoef nie buite voor die deur te sit en klop nie, maar ons kan saam met U op die gemakstoel gaan sit en sê, moet U praat en U praat met ons. En ons ontvang U seën en U oorvloed. En ons stap daar weg in oorwinning, want U is met ons. En ons dank U daarvoor. En ek bid Here vir elkeen wat hier sit in hierdie môre, laat hulle van hierdie dag af moet vrymoedigheid na U toe kan gaan, net soos wat hulle is. Want U sê, kom na my toe vermoeide en belaste. U nooi ons om met vrymoedigheid met ons laste te kom. En dan sê U vir ons, kom werp julle bekommernisse op my. Kom gooi dit hier voor my neer. Ek sal dit wegvat. En ek sal vir julle gee sieraad vir as. Vreugdeolie vir treurigheid. En 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Dankie daarvoor, Here. Ek spreek seën oor hierdie mense uit vanmôre. Ek spreek vrymoedigheid oor hulle uit. En U guns sal hulle dra elke dag in Jesus se naam. Amen.